Goeiedag vriende, ons wil julle herinner om Renaissance in gedagte te hou met jou finansiële beplanning. As jy Renaissance 'n vaste item op jou begroting kan maak, kan dit ons help om 'n konstante inkomste te genereer, waarmee ons baie beter kan beplan en vooruitdink. Jou bydrae word opreg gewaardeer. Baie dankie dat julle hier is en baie welkom. Op 'n yskoue dag, maar ons gaan mekaar se harte vandag verwarm. Kom ons gaan voort, ons luister en daarna raak ons bietjie stil.
dankie julle. Die wysheid van dom vrae en die dommigheid van slim antwoorde. Dis vanoggend 'n reis deur paradokse, profete en partikels. Nou ter inleiding wil ek dit sê, dat slimmigheid het eintlik so 'n cul-de-sac effek. Nou laat ek begin met 'n erkentlikheid. Ek het my hele lewe deur probeer slim voel. Ek dink dit is iets wat mens graag wil voel. Ek is nie te dom nie. En slim en mooi was vir my, vandat ek kan onthou toe ek klein was, die twee allerbelangrikste verskyningsvorme gewees. Dit moes mooi wees en dit moes slim wees. Ek het boeke gelees sonder prentjies, trots daarop gewees, en woorde gebruik wat ek eers moes gaan opsoek, voordat ek hulle kon gebruik. En gehou van mense wat vinnig antwoorde gegee het. Totdat ek veel later ontdek het, dat my eie behoefte aan vinnige antwoorde het te doen met 'n diep gesetelde behoefte aan sekerheid. Maar soos ek en julle almal al agtergekom het, het die lewe baie min geduld met ons behoefte aan sekerheid of ons behoefte aan slimmigheid. Die lewe hou nie daarvan as 'n mens dink dat jy weet nie. Die lewe stap dan met 'n vaste tred by jou verby en los jou net daar by jou afsaalplek, want die waarheid hou daarvan dat ons stil word. En dis wanneer ons stil word, dat die vraag opdoem van iemand uit een of ander hoek: waarom huil ek wanneer ek gelukkig is? En dan skielik lyk die antwoorde soos 'n klein kersie op 'n hoë sandduin. Nou, daar is 'n bepaalde domheid rondom my en jou slim antwoorde. Want die probleem is finaliteit. Westerse denke het ons geleer dat vrae probleme is en dat antwoorde oplossings is. Die wetenskap het sedert Descartes op soek gewees na sekerheid en het 'n soort finale waarheid aan ons voorgehou, telkens wanneer daar 'n ontdekking of 'n goeie berekening gemaak is. Maar soos elke werklike wetenskaplike vanoggend sal erken, elke goeie antwoord skep net weer 'n nuwe, nog moeiliker vraag. 'n Voorbeeld hiervan is Einstein, wat vir ons so mooi en briljant die ruimte-tyd-kontinuum verduidelik het. Totdat 'n student daar agter, toe almal net dink, ons weet nou, sy hand opgesteek het en gesê het, maar wat van dit wat buite die heelal is? En toe is ons weer terug by nog 'n vraag. Want slim antwoorde is soos water in ons hande, dit sypel deur so vinnig as wat jy dit probeer vashou. En daar's 'n eenvoud, altyd in 'n eenvoudiger, slimmer, daarom paradoksaal narratief. Ons leef in die era van TED Talks en Instagram aanhalings. Goed word gesê soos live your truth, en dan vra ek, watter truth? Johan sê altyd, as mense sê nou in ander kringe, dan sê hulle, die Here het vir my gesê, dan sê hy, watter Here? Nou wil ek ook sê, watter truth van jou moet jy so leef? Want as jou truth is dat jy graag 'n verkwister wil wees, of 'n oordrewe verbruiker, dan is jou truth skadelik vir jou eie bankrekening en ook vir die planeet. Of mense sê, everything happens for a reason. Maar baie dinge gebeur net, sonder 'n rede, sonder een of ander hoër simboliek, of 'n hoër plan. En tog, juist daarin, in hierdie lukraak gebeure, lê soveel vryheid. Ek herinner my aan soveel vrae wat ek in die verlede gevra het, toe ek geglo dat daar 'n rede was vir elke liewe klein dingetjie wat gebeur het. Ek onthou byvoorbeeld 'n geleentheid waar hulle my voor my huis in Melville in 2001 op 'n Sondag aand gekaap het.
en ek daar gelê het met net 'n broek aan, alles is weg, en daar gaan die motor. En ek kon nie eers in my eie huis inkom nie, want toe is die sleutel ook daarmee fort. En een van my gemeentelede vra die aand vir my, pastoor, watter deur het jy vir die duiwel oopgemaak, dat hy dit met jou kon regkry? Toe het ek hom so aangekyk en gesê, weet jy wat, die kar se deur. Dinge gebeur net. En daar's 'n vryheid in om nie 'n rede vir alles te soek nie, maar uiteindelik met kreatiwiteit en daai beginsel wat ek dink ons al goed in onderlê is, net soos water dan te vloei met dit wat ook al gebeur het. Iemand het eenmaal gesê dat alles met 'n rede gebeur. Alles vir 'n baie besondere rede in haar lewe gebeur. En sy weet haar egskeiding is ingesluit by hierdie reël. Sy sê uit haar egskeiding moes sy leer 30 jaar nadat sy van haar man geskei is. Moes sy leer hoe lekker dit is om te ontdek dat hy vergeet het om sy nuwe vrou die begunstigde en die testament te maak. En toe leef sy met die eks se geld tot haar dood toe. Daar's 'n slimheid in dom vrae. Die taal is redelik eenvoudig. En dit is iets waarvan ek julle baie min kan leer hier by Renaissance. In Taoïsme is daar 'n gesegde, die wyse mense is nie die wat baie weet nie, maar die wat nie vasgeval is in hulle kennis nie. Die wyse Lao Tzu het so gesê, om te weet dat jy nie weet nie, dit is wysheid. Taoïstiese wysheid word dikwels in absurd eenvoudige terme gegiet, soos hierdie, wat sag is, oorkom wat hard is. Wat leeg is, hou alles. Dit klink niks seggend, totdat jy 'n rivier sien wat 'n berg wegsluit. Zen-stories het ewe onverwagse antwoorde. 'n Jong monnik vra aan sy meester, wat is die betekenis van die lewe? En die meester antwoord, tee. Dit was nie sarkasme nie, dit was zen. Die punt is om nie te verduidelik nie, maar om jou gees vry te maak van die behoefte om alles te wil verstaan. Vra wat oopmaak en antwoorde wat sluit. 'n Kind se vraag, toe ek byvoorbeeld 6 jaar oud was, onthou ek, toe lees ek in die begin was die en ek kom by die woordjie grassprietjies en ek kry hom nie gelees en ek hardloop met my pa toe en ek vra, wat is hierdie woord? En hy sê grassprietjies. En toe vra ek my pa, as die Here alles gemaak het, wie het die Here gemaak? En snaaks genoeg, hy diep asem gehaal, ek weet nie, ek onthou so iets, en toe kom sy antwoord, seun, dit is 'n goeie vraag. Dis al wat ek nodig gehad het. Nie 'n les in teologie nie 'n logiese weerlegging van wat die Bybel sê nie, net die erkenning dat vrae wat oopmaak meer krag het, as antwoorde wat net daar toemaak. Die beste vrae kom terloops gewoonlik van kinders onder 10 en van mense bo 70. En die skepping van mites en mistiek is eweneens wys. Dit is vrae wat oopmaak. In beide die oosterse en die westerse spirituele tradisies het mites 'n funksie gehad. Nie om vir ons antwoorde te gee nie. En die van ons wat antwoorde daar gaan uithaal, werk nie reg met mites nie. Ons mis die doel daarvan en ons mis die vreugde van wat dit in ons lewens kan neerlê. Mites is nie daar om antwoorde te gee nie, maar om die misterie te bewaar. Dit hang in die simbool. Dit hang in die storie. Dis 'n vraag wat die hele liewe tyd oop bly. Die verhaal van Adam en Eva is byvoorbeeld nie gegee om evolusie te weerlê nie. Dit is daarom iets in my en jou wakker te maak. Wat maak dit in ons wakker? Dat daar 'n tipe wete is wat 'n mens se onskuld steel.
En dat die regte vraag dalk nie is, was daar regtig 'n slang nie, maar wat het ek verloor toe ek begin glo het dat ek weet? Want die wetenskap is vol onsekerheid. Newton het 'n fout gemaak in al sy briljantheid. Newton het vir ons 'n heelal geskep wat soos 'n Switserse horlosie werk. 'n Masjien, het Marius Herald altyd gesê. 'n Masjienagtige heelal. Toe kom Heisenberg en hy sê, jy kan nie eers 'n elektron se posisie en spoed gelyktydig bepaal nie. Die slim antwoord was inderdaad Newton se vergelykings. Maar die dom vraag wat oopgemaak het, was daardie vraag: wat as alles nie so seker is nie? En daarmee begin die kwantum era, die era waarin ek en jy tans leef. Dis 'n nuwe raamwerk waarbinne waarskynlikheid meer sê as presisie. Ons leef in 'n ruimte in die wetenskap van nie wete. Die wetenskap floreer nie ten spyte van onsekerheid nie. Jy kry nie onsekerheid en dan die wetenskap troef en oorwin onsekerheid nie. Die wetenskap floreer juis binne die onsekerheid. Ons weet nie is in die kop van ware wetenskaplikes nie 'n swakheid nie, maar dit bly die heeltyd vir hulle 'n uitnodiging om nog te soek. En dan speel humor, en ek het dit verlede Sondag ook gesê, ek dink humor speel so 'n belangrike rol. Daar's 'n Zen-storie waarin 'n leerling vir die leermeester vra, hoe word ek verlig? Toe antwoord die meester, nou wie het jou dan gebind? Meer modern kan ons dit so stel, die oupa sê vir sy kleinseun, kind, jy vra daarom maar heeltemal te veel vra. En ek seentjie antwoord hom ewe onskuldig, nou oupa, hoe weet ek wat te veel vra is, as ek nie almal vra nie? Die kuns van nie wete is die uitdaging wat ek dink vir ons vanoggend lê, in ons skoot. En dis 'n wonderlike uitnodiging, 'n uitnodiging om te sê, ek weet nie, ek voel nie so slim nie, en ek het nie meer 'n behoefte daaraan om slim te voel of slim geag te word nie. Ons samelewing het, soos ek gesê het, behep geraak met antwoorde. Slimmigheid is verhandelbaar. Jette, veral as jy net dink aan die selfhelp kategorie. Dis 10 stappe hiervoor en 7 perfekte stappe daarvoor in die volledige plan vir die volgende ding. Antwoorde verkoop. Maar wysheid leef in die wit ruimtes tussen ons woorde. Dit leef in die lag nadat 'n kind iets gesê het wat dom klink. Dit lê in die stilte wat volg nadat iemand vra, wat as dit nie is wat ons dink dit is nie. Daarom is my laaste woorde vanoggend aan ons nie 'n slotgedagte nie, maar nog 'n dom vraag. En hier kom hy nou. Wat weet jy vandag? Wat jy eers moet vergeet om te kan sien. Ek wil die vraag herhaal met 'n ander klem. Wat weet jy vandag wat jy eers moes vergeet sodat jy iets anders wat jy ook vandag weet kon sien? Hierin hoor jy die paradoks. Sogenaamde teenstellende goed wat jy weet. En dan gaan ek die vraag weer herhaal. Wat weet jy wat jy eers moes vergeet om te weet dat wat jy weet nie 'n wete is nie? En heel laastens lees dit so. Watter kennis waaroor jy vanoggend beskik, kan jy behou, terwyl jy weet dat jy dit telkens sal moet vergeet, sodat jy iets nuuts
kan sien. Nou moet nie sê ek het julle nog nooit met 'n raaisel gelaat aan die einde van 'n praatjie nie. Dit was vandag my storie en soos julle kan agterkom het ek besluit dit moet vir 'n slag 'n kort een wees, want ek het nou al die afgelope tyd vir julle lank laat sit. Ons gaan luister na die musiek. Nou seker baie tyd oor. Ek neem aan baie van ons sal nog bietjie kan gaan koffie drink. So kom ons gaan maak daar ook so 'n bietjie van 'n partytjie en 'n geselligheid. En dit is waar Renaissance regtig gemeenskap word. Hierdie saam sit is wonderlik, maar om mekaar in die oë te kyk en bietjie te gesels help regtig vir vriendskapvorming sover ek kan onthou. Dit is baie lekker om met julle te kuier. En mag dit dan vir die van julle wat nou nie kan kom kuier nie, 'n heerlike Sondag verder wees. En baie dankie dat julle hier was. Mag dit goed gaan.
Goeiedag vriende, ons wil julle herinner om Renaissance in gedagte te hou met jou finansiële beplanning. As jy Renaissance 'n vaste item op jou begroting kan maak, kan dit ons help om 'n konstante inkomste te genereer, waarmee ons baie beter kan beplan en vooruitdink. Jou bydrae word opreg waardeer.